Dit is so groot voorreg vandag om saam met jou stil te word met God se woord en te leer elke dag en ons doen. Ek is Rinus van Sion in Parys en vanmôre wil ek met jou praat oor jou oomblik sal kom. Ek lees vir jou uit Matteus 27 vers 57 en 58. Laat daardie middag het Josef, 'n ryk man van Arimatea, daar opgedaag. Hy was self ook 'n disipel van Jesus. Hy het Pilatus genader en gevra of hy Jesus se liggaam kon kry. Pilatus het toe 'n bevel uitgereik dat dit aan hom oorhandig moes word. Jy ken hierdie gedeelte van die begrafnis van Jesus. Johannes vertel ons dat Nikodemus vir Josef van Arimatea vergesel het. Beide Nikodemus en Josef was geheime disippels van Jesus. Wat het hulle gewaag deur Jesus se liggaam te begrawe? Alles. Hulle kon maklik ter dood veroordeel gewees het, omdat hulle die kant van hierdie een wat gekruisig is, gekies het. Hulle sou sekerlik hulle prominente posisie in die tempel en in die samelewing verloor het. Ons hoor dikwels hoe Nikodemus en Josef van Arimatea gekritiseer word, omdat hulle geheime disippels was. Die prominente seuns wat op die water geloop het en wonderwerke gedoen het, Petrus, Jakobus, Johannes, waar was hulle? Hulle het weggekruip. Dit was die geheime disippels, Nikodemus en Josef, wat by die kruis was en die liggaam van hulle Heer bedien het. Miskien voel jy asof jy nie veel doen nie. Jy loop nie baie gereeld op water nie. Jy het nie onlangs baie malaatses genees nie. Jy is nie op die aanbiddingsspan nie. Jy is nie regtig uitgesproke by die werk oor jou geloof in Christus nie. Maar net soos Josef en Nikodemus, sal jy jou geleentheid kry. Ek dink soms is die geheime disippels diegene wat werklik skyn wanneer die pad donker word. Die stiltes, die onbekendes, is dikwels die sterkstes en die taaistes. So was dit met Josef en Nikodemus. Hulle oomblik het aangebreek. Joune sal ook. En mag die Here ons help om te skyn wanneer ons oomblik aanbreek. Die Here seën jou. Amen.